Dis weer tyd vir ons weeklikse kuiertjie hier by Olympus 24 uur dierehospitaal en spesialis verwysingspraktyk. En vandag gesels ons oor wanneer hondjies vergiftig word. En ek staan nou hier by Dr. Reinhard. Dr. Reinhard, baie dankie vir jou tyd vandag. Hey, dankie Elsa, en altyd lekker om julle hier so te hê. Goed, vertel ons net so 'n bietjie meer van jouself en wat presies jou rol hier behels. Dus ek het hierdie jaar Februarie hier so by Olympus 24 uur dierehospitaal begin werk. Voordat het ek vir 9 jaar my eie praktyk daar so in Carletonville gehad. My groot droom is maar om in chirurgie te spesialiseer en dit is so 'n geleentheid vir my oopgegaan om onder ons spesialis chirurg Dr. Hermine te werk. So hooplik kan hy droom waar word hierso. Nou, vergiftiging is 'n onderwerp wat die kykers nogal angstig kan maak. So wat is sommige van die mees algemene tipe vergiftigings? Die meeste van die algemeenste vergiftigings wat ons hierso sien is, ons kry baie keer dat die honde van die eienaar se medikasie in die hande kry, of dat hulle, deesdae sien ons honde wat met dagga vergiftig is. Dit het so weke wat terug hond gekry wat alkoholvergiftiging gekry het, wat 'n bottel alkohol in die hande gekry het. Dan rottegif, die een wat bloeding veroorsaak. So baie keer dink die mense as jou hond na 'n dag reg is na die rottegif eet, het alles is okay, maar dit is nie so nie, want die hond begin gewoonlik eers tekens wys 3 tot 5 dae na die tyd. Die mees algemeenste vergiftiging by my opinie wat ons in Suid-Afrika sien is two-step vergiftiging. Die aktiewe bestanddeel van two-step is aldicarb. Dis regtig nie ligte boeremusiek nie. Hierdie vergiftiging is baie erg. Die honde wat met two-step vergiftiging is, gaan regtig deur 'n baie wrede dood. Dis regtig baie erg om te sien. En selfs die honde wat die vergiftiging oorleef, gaan deur hel om dit te kan oorleef. So hoe word so iets gediagnoseer en behandel? Okay, so wat two-step doen is dit inhibeer asetielcholinesterase. Asetielcholinesterase is verantwoordelik om asetielcholine by die reseptorsinapse te verwyder. So hierdie dier het 'n oormaat asetielcholinestimulasie. Dis 'n vinnige aanvang van die hond gooi op, diarree, die hond kwyl, hulle begin in asemnood gaan, party honde begin konvulsies kry, en dan kry hulle ook spiertremors, so as mens na hulle vel kyk en lyk dit amper soos mure wat so onder die vel beweeg, so daai spiertremors gebeur. So as jy hier inkom, dan gee ons atropine so gou as moontlik. Het al gevalle gehad met mense omtrent 'n hond wat begin met konvulsies amper binne 30 minute weer amper kan normaal laat lyk. Baie belangrik is, ons gee ook iets soos apomorfine om jou hond te laat opgooi, sodat daai gif wat nog in die maag is nie verder geabsorbeer kan word nie. Ons hou dan ook die troeteldier hierso op drip, en baie mense voel as die hondjie dan dieselfde dag reg is dat mense hom wil huis toe vat, maar die ding is, daar's komplikasies ook van die gif. So omtrent 12 ure daarna het ek al gesien, dan begin die hond crash. Dan behandel mense baie tot 4 tot 5 dae nog daarna. En dan komplikasies wat ook kan gebeur nadat hulle vergiftig is goed soos pankreatitis. So dis belangrik as die dier behandel word, dat mense nie net atropine gee en die dier uit te vat. Dit is belangrik dat hy gemonitor word vir 'n paar dae in die hospitaal. So wat kan ons kykers by die huis doen wanneer hulle vermoed dat hulle hond moontlik vergiftig is? So baie belangrik, ons moet kyk hoekom hierdie diere vergiftig is. Hulle word vergiftig want iemand wil inbreek. So eerstens kyk jy dat jou familie veilig is. As dit dan veilig is dit belangrik om die ander troeteldiere wat in die huis is toe te maak, want wat hierdie misdadiger doen is, hulle sal dit in kos meng en dan gooi hulle dit deur die hele erf. So help jy vat jou hond vers toe as jy by die huis kom, as die ander 4 ook vergiftig. So maak jy jou ander honde in die huis toe. Dan ook belangrik, die erf moet skoon gemaak word, mooi gefyn kan word, kyk of daar kos rond lê wat nie daar moet wees nie. Two-step is so klein swart korreltjies, lyk om so sesame seeds, so mens moet kyk vir dit. En dan ook daar waar die honde opgegooi het, is dit belangrik om haar opgooi skoon te maak. Dit is belangrik om self daar opgooi en die bakke en alles te was. So wat kan ons kykers doen om dit te voorkom, en is daar miskien medisyne wat hulle byderhand kan hou in die geval van nood? As mens iets soos activated charcoal by die huis het, kan mens dit so lank gee om van die gifstowwe te absorbeer. Soos ek sê, as mens by die huis die hond kan al indiseer om te braak. Ek weet daar is ook boodskappe wat die rondes doen van, ja, gee die hond net 'n eier en dan sê hy fyn, absolute nonsens, jou hond moet by 'n veearts uitkom en behandel word. So gestel nou maar, die hond was by die veearts gewees, is 'n opvolgbesoek belangrik? Ons sou dit sterk voorstel. Al 'n paar weke nadat hulle nou mooi herstel het, dat ons bloede vat en kyk of die organe nie dalk seer gekry het nie. Daar's dieete wat mens kan doen om daardie organe te ondersteun. So, miskien net op 'n ligter noot en in jou professionele opinie, wat was dan die gevaarlikste dier op Noag se ark? Ja, party mense sal sê die leeu's was die gevaarlikste, die bere, maar in my persoonlike opinie, ek dink die houtkapper was die gevaarlikste op Noag se ark.
Nou maar Dr. Reinhardt, baie dankie vir die kundigheid, maar ook die vermaak, die gratis vermaak, ons waardeer. Sê baie dankie Elsa, baie dankie vir dat julle hier was. Nou maar daar het jy dit. Dis 'n baie ernstige onderwerp wat ons nou op 'n baie ligte noot afgesluit het, maar indien jy vermoed dat jou hond vergiftig is, maak seker jy bring hom of haar so gou as moontlik hierheen. Jy is ingeskakel by Goeiemôre, Good Morning. Saterdag die 21ste Maart vier ons Wêreld Down Syndroom Dag, 'n dag wat wêreldwyd fokus op bewustheid, aanvaarding en inklusiwiteit. Vandag gesels ons met Amanda Fourie, hoof van Club 21 Learning Center, 'n skool wat spesifiek fokus op 'n omvattende benadering waar kinders met Down syndroom die kans kry om werklik te floreer en hulle volle potensiaal te bereik. Saam met Amanda kuier studente Samantha Ellis en Shalise Henry. Welkom by Goeiemôre, Good Morning, julle. Goeiemôre, Ros. Amanda, ek wil begin by jou. Vertel vir ons bietjie van die Club 21 Learning Center en wat dit so anders maak. Dankie vir die geleentheid. Club 21 is 'n skool net vir mense met Down syndroom. So ons begin by baie jonk. Ons het ons jongste ouetjie is 8 maande oud gewees en dan ons oudste student op die oomblik is 41. So ons het 'n spektrum van waar ons die heel basiese met hulle begin van die begin van hulle, want hulle baie keer word hulle gebore met 'n moeilike pad wat hulle gesondheidsgewys loop, lae spiertonus wat moet ontwikkel. So ons program is so gefokus om van baie kleins af daai kind te ontwikkel en aan te spreek sodat mens daai gedrag en daai moeilikhede vir hulle kan aanspreek. So dis 'n spektrum van onderwys van voorskool tot laerskool as jy dit wil noem en dan natuurlik die college wat ons kinders leer hoe om vaardighede te ontwikkel. Ja. Samantha, jy is nou 'n student by Club 21. Ja. Wat maak dit vir jou so lekker om by die skool te wees? Dus oor die toekoms is dit vir my soos 'n familie in my huis. Ja. En almal se maats in die skool en ek is reg baie in die skool. Ja. En my ma het daarvoor betaal en ek is reg baie daarvoor. Jy swem ook baie goed. Ja. Vertel vir ons, jy gaan volgende naweek? Ek was toe by Nelspruit. Ja. So ja, ek gaan al die straks maandag doen ek 25 en Ja. dinsdag en woensdag en donderdag. So maak 50 meter. So ja. Ons hou vir jou sterk tuin vas. Baie dankie. Shalise, vertel vir ons, hoekom geniet jy dit so by Club 21? Club 21 is 'n skool wat lief is vir my, Ja. wat lekker is, wat spesiale skool is. Ek hou daarvan om slim te word. Ek is 'n sportvrou. Ek doen atletiek. Volgende jaar in Junie mag ek Bulgarië toe. En ek is baie happy daarvan, is lekker vir my. En ek geniet baie. En Club 21 is ons nie alleen nie. Ja. Ons is 'n familie. Ons sterk baie staan. En ons hou van die skool, is vir my lekker en is vir my wel lekker om daar te wees. Ja. Daar's ietsie van alles en jy kan alles doen. Ek hoor van albei van hulle, dit is soos wat ek in die inleiding gesê het, dit is 'n regtig omvattende ervaring om by hierdie skool te wees. Ek wil nou 'n bietjie stil staan by Wêreld Down Syndroom Dag. Dit is die 21ste Maart. Hoekom is so 'n dag belangrik? Die tema hierdie jaar is saam teen eensaamheid. En dit is presies waarom ons vandag graag wil gesels en net sê dat Club 21 skep 'n tuiste vir kinders waar ons saam is, waar ons behoort. Mens kan baie maklik in 'n groep wees of deel wees van baie mense rondom jou, maar nog steeds eensaam wees. Ja. Maar as jy verstaan word en jy word emosioneel ondersteun en begryp en aangemoedig, dan is dit inklusief. Dan is jy deel van 'n prentjie wat vir jou omgee. En Club 21 skep presies dit. So ons het regtig 'n plan met die kinders. Ons het fantastiese toegewyde onderwysers wat geweldig moeite doen om meer en meer te leer om hulle ontwikkeling stap vir stap te doen. Hulle bereik hulle uitkomste 'n bietjie stadiger. Ja. Dit neem 'n bietjie langer, maar hulle kom weldra daar uit. Ja, en ek dink dit sluit so mooi aan by wat Samantha en Shalise gesê het oor die feit dat dit voel soos 'n familie. Jy's daar om te leer en jy's daar om te werk en slim te word, maar
dit is 'n familieomgewing en daai inklusiwiteit is so belangrik. Ja, verseker, want dit gaan oor die toerus vir die werklike lewe. Ja. Ons kan praat oor inklusie en mense kan sê, ja, kom ons sit hulle in plekke waar hulle dadelik deel is van die groter prentjie, maar jy het eers 'n stukkie toerusting nodig. Jy het eers veiligheid nodig. Jy weet, eensaam is 'n emosionele ding. Dit is nie 'n fisiese ding nie. En as ons daai emosionele behoort, ek word verstaan, ek word ondersteun, kan skep. Ons het vakke so sosiale en emosionele leer, alledaagse aktiwiteite wat ons vir hulle gee. Dan die wonderlike blootstelling aan die sport, die vaardighede wat ons doen saam met maatskappye waar ons hulle in die hier's my Engelse woord, hospitality rigting help ontwikkel. Jy weet, daar's soveel geleenthede. Ek spog altyd met ons robotics span wat uit 51 skole gaan deelneem het en ons het 38ste geëindig uit ander hoofstroomskole. Jy weet, so ons is net so trots op wat ons kinders bereik en waartoe hulle in staat is. En daarvoor het mense 'n span nodig. Iemand kan dit nie alleen doen nie. In Klub 21 is 'n span. Ons het 7 skole in die land en ons het 'n wye reikwyte en dit is baie lekker om te sê ons vat hande met mense met Down-sindroom. Ons is lief vir hulle, ons glo in hulle, daar's 'n toekoms vir hulle. Dit is 'n pragtige verhaal. Shalise, jy het 'n spesiale boodskap vir mamma. Wil jy vir mamma net ietsie En sê? vir my mamma sê, baie geluk met haar verjaarsdag vandag. Ek wil vir haar sê, hoe lief is ek vir haar. Sy is 'n spesiale mens. Sy mag kry, soos 'n dogtertjie wat baie spesiaal is van die Here af. Ek is baie lief vir my mamma. Julle is ongelooflik. Baie dankie Amanda, Shalise en Samantha dat julle by ons aangesluit het. 21 Maart Wêreld Down Syndroom Dag word betrokke. Bly net waar jy